My naam is Adri en as jy in my ouderdomsgroep val, sou hierdie liedjie jou nou ver teruggevat het. Hierdie liedjie vorm deel van vandag se boodskap, so laat ons begin. Hierdie historiese eikeboom in George in die Suid-Kaap staan bekend as die slaweboom. Dit was in 1811 geplant en as sulks was dit een van die oudste en grootste bome in die suidelike halfrond, voordat dit weens veiligheidsmaatreëls deur die George munisipaliteit gesnoei was. Daarmee het dit sy status as die 29ste op die lys van kampioenbome verloor. Om terug te keer na die 1973 trefferliedjie Tie a Yellow Ribbon, Tony Orlando sing hier dat hy nie van die bus sal afklim as sy meisie nie 'n geel lint as teken van vergifnis om 'n spesifieke eikeboom gespan het nie. Hy sal die blame op homself plaas en probeer om van hulle as 'n paartjie te vergeet. Groot is sy verrassing as al die passasiers in die bus juigkrete gee oor nie een nie, maar 100 geel linte wat aan die eikeboom vasgemaak is. Ek was mal oor die liedjie. Kan jy dink wat sou gebeur het as daar geen lint om die boom was nie? En hy ook nie bereid was om aan te beweeg nie. As sy dalk intussen op troue met iemand anders gestaan het en hom nie wou terug hê nie. Hy sou die lewe vir homself en vir haar moeilik gemaak het. Hierdie prinsip het ook op ander scenario's in ons lewens betrekking en is nie noodwendig tot romantiese verhoudings beperk nie. Dis waar radikale aanvaarding inkom. Die Engelse sê, it is what it is. Soms moet jy let go and let God. Maar Adri, wat as ek onregverdig behandel was? Wel, vergifnis wys nie die onregverdige daad uit nie. Die oordeel kom God steeds toe, maar dit maak jou vry. Daar's 'n spreekwoord wat sê om onvergewensgesind te wees soos om gif te drink in die hoop dat die persoon wie jy nie kan vergewe nie, sal sterf van die gif wat jy gedrink het. Absurd, nee. Toe die Israeliete Jerigo ingeneem het die prostituut Rahab 'n rooi tou by haar venster laat uithang en so is sy na familie gered van ondergang. Dit het vooruitgewys na wat Jesus Christus se rooi bloed wat van die kruis op Golgotha gevloei het vir ons gedoen het. Dit het ons vry van sonde, slawerny en die dood gemaak. Is dit maklik om altyd te vergewe? Nee, maar lees gerus Matteus 18 vers 21 tot 35 en dan veral vers 35 waar Jesus oor vergifnis praat en sê: So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Vergifnis wat soms radikale aanvaarding impliseer is nie onderhandelbaar nie. Matteus 5 vers 23 sê: As jy jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. 'n Mens kan nie naby aan God wil leef en 'n innige verhouding met hom hê as jy verhouding met enige ander mens nie reg is nie. Jy kan nie vir God lief wees en vir 'n mens haat nie. Dit, my vriend en vriendin, is hoekom vergifnis so belangrik is. En laaste, maar nie die minste nie, moet jy jouself ook vergewe vir verkeerde keuses wat jy dalk met beperkte kennis tot jou beskikking gemaak het. Eikebome simboliseer sterkte en uithou vermoë. Gandhi was 'n Hindoe. Hy het gesê, the weak can never forgive. Forgiveness is an attribute of the strong. Hy het ook gesê, I like your Christ. I do not like you Christians. You Christians are so unlike your Christ. Staan ek Hindoeïsme voor? Nee, allermins. Maar dink daaraan dat jy dalk die enigste Bybel is wat iemand ooit sal lees. God het nie vir ons 'n perfekte lewe in 'n perfekte wêreld beloof nie. Die sondeval het so iets onmoontlik gemaak. Maar die bloed van sy seun maak dit vir ons moontlik om te vergewe en self so vry te kom. Ek wens jou sterkte toe met die linte wat jy dalk nog om bome moet span. Kom ons maak radikale aanvaarding en vergifnis deel van die tweede helfte van ons lewens. Tot volgende keer en onthou, die beste kom nog. Shalom.